Nou ja, geliefdes, ek wil vanmôre met u oor 'n gedagte gesels. Ek het so 2 weke terug ook hierna verwys, kortliks vir u gesê, as ek 'n kans kry, wil ek baie graag hieroor met u praat. Ek het 2 weke terug met u gesels oor die krag van verandering. En hoe belangrik is dit ons ook, wanneer daar verandering is, dit nie altyd net negatief moet beskou nie, maar dat daardie verandering baie keer 'n baie groot positiewe impak en gevolg in ons lewe kan hê. En toe het ek vir julle gesê, ek wil baie graag praat oor hierdie gedagte van wanneer my spruit opdroog. En ek glo jy het almal al ervaar en was al op 'n punt in jou lewe wat dit met jou besonder goed gegaan het. Wat alles so voorspoedig was, wat jy regtig kan sê, "Wel, ek is 'n geseënde van die Here, want dit gaan goed met my." En wat die Here vir jou voorsien het, en vir jou onderneem het, en waar jy selfs op 'n plek gekom het en gedink het, "Want dit gaan so goed met my, ek gaan nou maar net hier bly en ontspan." Dit laat my net soms so geloop dink aan 'n verhaaltjie wat Jesus vertel van die boer wat 'n baie goeie oes gehad het en toe gesê, "Ek gaan my skure bou en ek gaan die skure vol pak en dan gaan ek net pret hê." En die Here het gesê, "Jy dwaas. Vandag gaan ek jou siel vir jou vries." Maar dit is nou nie deel van my boodskap nie, maar ek dink net maar net skielik daaraan. Maar baie keer kom ons op in daai plek waar dit met ons so goed gaan en alles so voorspoedig gaan en dit lyk net, "Wow, ek is 'n geseënde van die Here. God is net goed vir my." En op 'n dag dan begin alles skeefloop. Op 'n dag gebeur daar net iets wat my kaarthuisie in mekaar laat sak. En jy kom net op 'n plek waar jy sê, "Here, het ek nou gesondig? Wat het ek verkeerd gedoen? Here, is dit nou uit u wil uit? Wat is die probleem? Dit het al so goed gegaan en my lewe was net goed. Hoekom nou skielik dit?" En alles stort net in duie. Nou kom ons lees dit. Jy kan die Bybel lees as jy wil, maar ek het ook hier op die skerm. 1 Konings 17 vanaf vers 9. Hierdie verhaal is die begin van Elia se bediening as profeet. En jy weet almal, hy het een van die grootste profete van alle tye in Israel se lewe bestaan. En Elia die Tisbiet het vir Ahab gesê, "So waar as die Here, die God van Israel leef, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord." En jy weet nou waaroor dit gaan. Ahab was 'n bose koning. Ahab het die volk Israel van die Here af weggelei en hulle gelei om afgode te begin aanbid. En hy het heilige pilare en hoogtes en goed opgerig. En God het vir Elia gestuur om vir Ahab te gaan waarsku. En nou kom hy op hierdie punt waar hy vir Ahab sê, "Ahab, God gaan dit laat ophou reën. God gaan hierdie land in droogte dompel, totdat ek dit weer, tot ek sê, dit sal weer gereën." Dit was 'n bolsheid. Vir Elia om te sê, tot ek sê, gaan dit nie reën. Nie God nie, ek. Maar nou weet ons, hy het gesê op grond van God se opdrag, kon dit sê. Toe kom die woord van die Here tot hom, dis Elia, en sê, "Gaan hier van hom weg. Draai jou na die ooste toe, steek jou weg by die spruitkruit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou." En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkruit wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis. En hy het uit die spruit gedrink. Wat 'n wonderlike verhaal. Elia maak 'n standpunt. Elia maak 'n profetiese uitspraak. Elia daag die koning uit. En Elia tree namens God op. En hy sê vir Ahab wat God gaan doen. En hier om die kroon
span, los God nie vir Elia om saam te sukkel nie. God los nie vir Elia om saam die droogte en die honger te ervaar nie. Nee, God gee die kraaie opdrag om na Elia te kyk. En God sê, Elia, gaan bly daar in die kloof, by die spruitjie krik, daar gaan ek vir jou sorg. Daar gaan water wees. Terwyl die res van die land droogte gaan hê, die res van die land gaan swaar kry, Elia gaan ek vir jou sorg daar in die kloof. En ek dink Elia moes gesê, wow, dis nou besonders. Dis moet nou lekker om 'n kind van God te wees. Dis moet nou lekker om 'n profeet van God te wees. God straf die land, maar God beskerm my. Hy bewaar my. Die Bybel sê nie hoe lank nie, maar vir 'n hele rukkie het Elia baie lekker gebly. Hy het basies niks gedoen nie. Hy het in die sonnetjie gesit en gebid. Dis wat hy gedoen het vir X aantal tyd. Lekker lewe, voorspoedige lewe. Man, dit kon nie beter gaan. En dan het Elia ook op die plek gekom waar Petrus en Johannes en Jakobus was, toe hulle saam met Jesus op die berg van verheerliking was. Ook op die plek gekom waar hulle sê, maar Here, dit gaan nou so lekker hier. Laat ek sommer hier vir my hut bou. Ek kan maar net hier bly. En baie keer is dit so in ons lewens. Daar's goeie tye. Daar's die sonskyn-tye, daar's die somertye, daar's die vrugdraadtye, wat alles goed gaan. Dit mag miskien rondom jou sleg. Dan gaan dit met jou bure sleg. Dan gaan dit met ander kinders van die Here wat jy ken sleg. Maar met jou gaan dit goed. Jy kan ook op die plek kom en sê, oh, dis tyd om hier huis te bou. Die Here is goed vir my. Maar net die volgende sin. Maar na verloop van tyd, is dit nie lang nie, en die spruit opgedroog. Na 'n tyd het hierdie euforiese lewe tot 'n einde gekom. Want daar was geen reën in die land. Dit is logies, né? As dit op die res van die land nie reën nie, een of ander tyd gaan die spruit nie water kry nie. Maar Elia het nie so gesien nie. Hy het net besef, God sorg vir hom, die Here het hom nie vergeet nie. Die Here seën hom, die Here is met hom. Tot die spruit opdroog. En hoeveel van ons het dit al ervaar? Het hierdie wonderlike tyd in jou lewe gehad? Miskien toe jou kinders in die huis was, want dit was 'n wonderlike tyd. Maar toe gaan die kinders in die huis uit. En skielik begin dinge verkeerd loop. Of jy het 'n wonderlike tyd by die werk gehad, jy het so lekker gewerk, en almal het na jou opgekyk, en jy het bevordering gekry, en salarisverhoging op salarisverhoging, tot die besigheid begin swaar kry. Of tot daar 'n ander baas kom. Of tot daar iets gebeur en jou spruit droog op. En die vraag vir môre is, wanneer dit gebeur, hoe het ons of hoe is ons besig om te reageer? Wanneer daar skielike verandering in jou lewe kom, wat jy nie verstaan nie, Here, waar is jy nou? Here, het jy nou van my vergeet? Here, het ek gesondig en het jy my afgeskryf? Waar is jy nou, Here? Hoe kom ek my spruit op te gedroog? Miskien is jy op 'n plek waar jy moedeloos is, teleurgesteld is, waar jy vra, waar jy vinger begin wys na God en sê, Here, nou jy my nie meer lief nie. Hoe kom ek my spruit opgedroog? En dan begin ons rebelleer. Dan begin ons omstandig raak. Dan begin ons hoekoms en waaroms vra. Dan begin ons self antwoorde soek. Dan probeer ons eie probleem oplos. Dan soek ons maniere waarop
Dis hoe mense is. Dis hoe baie keer optree. Skielik vergeet ons om God te vertrou. Skielik begin ons kyk ons vir antwoorde op ons. Maar ons vergeet ons is in die eerste plek daar, omdat God gesê, gaan bly by die kind stryd. God het gesê, ek gaan vir jou sorg. God het die kraaie opdrag gegee om vir jou te sorg. God het jou geseën. God het vir jou goeie werk. God het vir jou gesondheid. God het vir jou goeie gesin en familie gegee. God het vir jou gegee, maar toe die spruitjie opdroog, dan vergeet jy van God. Dan begin ons self soek. Self oplossings soek. En ons mis dit wat ons laas week gepraat, 2 weke terug. Ons mis die krag wat daar lê in verandering. Ons mis dit dat God dat er dalk 'n doel het met hierdie spruitjie wat opdroog. Ons mis dat God se plan baie groter is as wat jy en ek op daardie oomblik kan sien. Ons kyk net vas in die spruitjie wat er begin word. Vanmôre, waar God het jy en ek op die plek gekom, waar Elia ook was. Elia het nie vinger gewys nie. Elia het nie gevra hoekom en waarom nie. Elia het nie gesê, Here, maar nou het jy my vergeet nie. Here, nou sit ek in die kloof en daar niemand wat my kan help nie. Nee. Elia se ore was oop. Maar die volgende oomblik hoor hy, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, nie net toe dit goed gegaan het hy God se stem gehoor nie, maar ook langs die doodspruit. Dit was steeds God se stem gehoor. As hy nog steeds ingestel te hoor wat God sê, maak jou klaar. Maar Here, dit het so lekker gegaan, ek het so lekker gemaklik geraak, waar moet ek nou gaan? En Here, as ek in hierdie kloof het gaan, al wat rondom hierdie kloof is woestyn, want is droog, waar wil jy moet gaan? Maak jou klaar. Gaan na Sarfat, waar by Sidon, nie eers in sy eie landstreek nie, weg, na 'n ander omgewing. Dit is 'n groot verandering, maar plaasvind. En gaan bly daar, kyk, hierdie keer nie, kraai nie, kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Here, nou verstaan ek. Dis droog, daar's nie reën nie, dis 'n ver land waar ek moet gaan. En bo alles is dit 'n weduwee, sy werk dalk nie meer nie, sy het nie inkomste nie want haar man is dood. Jy verstaan nie. Is dit nie erg genoeg dat my spruit opgedroog het nie? Nou moet ek nog na iemand toe gaan, want hoe gaan sy vir my sorg? Was jy al daar? Ek is seker nie was daar. My spruitjie het opgedroog. En die antwoorde wat ek kry, maak nie sin nie. Die opdragte wat ek kry, maak nie sin nie. Dit kan ons nie dieselfde God wees wat vir my gesorg het van al die tyd nie. En ek het verkeerd gehoor nie. Is ek regtig in die wil van die Here? Is ek besig met wat God wil hê ek moet doen? Dan weet jy nie toe. Die woord sê dan, ek moet vir hierdie sorg. Ek moet nie vir my sorg. Dit maak nie sin. Maar hoor nou wat ek vir julle sê. As Elia nie gehoor gegee het, dan het hy nie opgekoms gehad. Maar omdat Elia gehoor gegee het God 'n wonderwerk vir die gedoen. As Elia nie gehoor gegee het nie, maar wat bly sit by die droë spruit, dan die weduwee se seun wat dood gegaan het, nie weer lewendig geword.
As Elia gedink het die droë spruit is die regte plek waar God wil hê hy moet wees, en hy het maar net daar bly sit, en hy was te bang vir verandering, en hy was te bang om te doen wat God wil hê hy moet doen, dan sou Elia nooit die Baal-profete oorwin nie. Maar die spruit moes eers opdroog. En Elia moes na 'n weduwee toe gaan, wat nie sin gemaak het nie, voordat God hom kon gebruik. Môre sit jy langs 'n droë spruit. Party nou voel ek ons as Paris ons sit ook langs 'n droë spruit. Maar as ons nie bereid is om te verander, as ons nie gaan luister na God se stem nie, as ek gaan aanhou om self my probleem te probeer oplos, as ek self gaan begin putte grawe om water te kry, as ek my eie kragte gaan begin inspann om te doen wat ek dink ek moet doen, gaan ek mis wat God in my lewe wil doen. Partykeer is dit nodig dat die spruit opdroog. Partykeer is dit nodig dat die seisoene verander. Partykeer is dit nodig om wanneer dinge verkeerd loop, op te hou vra en te sê hoekom en waarom, en net te sê, Here, wat wil U vir my sê? Wat wil U vir my doen? Waarheen is dit met my op pad? Hier is ek, Here, laat U wil geskied. En ek glo by Jy, U weet die beste. U het vir my geseën, ja, wat het God gegaan. Maar Here, nou die spruitjie opgedroog. Waar is die volgende stap? Wat wil U hê moet ek nou doen, Here? Wat verwag U nou van my? En daar's twee goedjies wat ek vinnig wil noem, wat Elia se optrede bepaal het, toe die spruit opdroog. Die eerste ding wat gebeur in Elia se lewe, hy was gehoorsaam. Hy het nie vrae gevra nie. Hy het nie gekritiseer nie. Hy het nie vinger gewys nie. Hy was nie kwaad vir God nie. Hy het na die stem geluister en hy het gereageer. Hy was gehoorsaam. Vanmôre is dit wat God van jou wil vra. Jy moet aan ons aan droë spruit sit. Jy moet nie verstaan hoekom dinge in jou lewe verkeerd loop nie. Jy moet nie verstaan waarom God goed in jou lewe toelaat nie. Jy kan nie verstaan hoekom God, en ek het daai vraag al so baie keer gevra, weet jy hoekom dit baie keer gebeur, dat 'n man en 'n vrou saam woon in 'n huis, die vrou is baie siek, met die man gaan dit goed, dan vat die Here die man weg, en die arme vrou wat siek is, bly agter. Ek verstaan dit nie. Dit is God se plan. Dit is God wat toelaat dat hy spruit vir hy vrou opdroog. Maar hy vrou 'n keuse. Sy kan of luister na die stem van God en doen wat God wil hê sy moet doen, sodat die omstandighede wat nou verander in haar lewe positief kan uitdraai tot verheerliking van God, of sy kan in 'n hoekie gaan sit, kwaad word vir die Here, vinger wys vir God, en almal kritiseer en kwaad wees vir almal in die wêreld, en sy kan beheer. Sy mis God se plan met haar lewe. Maar voorbeeld, maar nie Elia nie. Elia het gereageer. Elia was gehoorsaam. Elia het gedoen, al het hy dalk nie verstaan nie. Maar hy was gehoorsaam. Vir ons die beste voorbeeld is Jesus. Jesus sit aan die regterkant van God die Vader. Hy's God. Hy's die lewegewer. En sy Pa sê van, hoor hier, ek vra vir jou die aarde toe sal gaan, dat jy 'n diensknegt sal word, dat jy jouself sal verneder tot die dood, dat jy jou lewe wat jy vir mense gegee het, dat jy dit sal aflê. Ek vra van
betaal vir ons kinders. Jesus kom, hy doen presies dit, en hy kom in Getsemane, en hy sweet bloed. Dit raak van te veel, sy liggaam kan nie hanteer nie, en hy sê, Vader, as ek nie wil is dat hierdie beker met my verby gaan, maar nogtans nie my wil nie. En wat sê die woord? Die woord sê, Jesus het gehoorsaamheid geleer, en wat hy gelei het. Baie keer leer ons gehoorsaamheid, want die spyt opgedroog het. Baie keer leer ons afhanklikheid van God, want die spyt opgedroog het. Want as die spyt loop, dan is dit ons lekker, dat er niks om kommer te wees. Dis eers wanneer die spyt opdroog, wat ons leer om God en God alleen te vertrou. Dieselfde God, wat vir my die spyt en die kraai gegee, is dieselfde God, wat er weer in staat kan stel, om my te versorg. Maar hy verwag dat ek gehoorsaam sal wees en doen wat hy vra. Die tweede aspek van Elia is Elia was nie net gehoorsaam nie. Elia se gesindheid was reg. Wat se gesindheid het hy gehad? 'n gesindheid van onderdanigheid. 'n gesindheid van oorgawe, 'n gesindheid van die minste wees, 'n gesindheid van Here, wat wil U hê moet ek doen, nie wat ek wil doen nie. 'n gesindheid van gewillig wees om te dien. 'n gesindheid van hier is ek, Here, wat wil U hê moet ek doen. Probleem is so baie keer, kom ons by die spyt, en dit gaan so goed, dat ons dink ons het niemand meer nodig. Het gaan so goed, dat ons ander wil begin manipuleer, met my voordele, met my skedeling. Het gaan so goed, dat ek God nie meer nodig, ek het nie meer die kerk nodig nie. Ek het nie meer broedies en sissies genodig nie, ek kan by die huis sit en my eie ding doen, want het gaan goed met my. Maar wanneer die spyt opdroog, dan begin jy ontdek hoe afhankelijk ek is van God. Dan begin jy ontdek hoe afhankelijk ek is van boeties en sissies, wanneer jy hulp nodig het en niemand kan en wil jou help nie, wanneer jou familie jou afgeskryf het, wanneer jou vriende jou afgeskryf het, dan ontdek jy hoe afhankelijk jy is. En dit bepaal jou gesindheid. Want dan begin jy kla en kritiseer en mor en brom en alles is verkeerd in die lewe, of jy sê halleluja, soos Job, God het gegee, God het geneem, prys die naam van die Here. Hoe lyk ons gesindheid? Hoe lyk ons ingesteldheid? Is ons brompotte? Of is ons hofprijsers alleen die spruit opgedroog? Is ons daders van God se woord, of kritiseer ons sy woord, omdat hulle nie uitwerk soos ek gedink hulle moet uitwerk? Gehoorsaamheid en gesindheid het Elia se toekoms bepaal. Nie waar jy is vanmorgen. Soos ek sê, ek weet, Parisels is by die groene spruit. Ons weet nie waar die volgende nie. Ons weet nie wat volgende nie. Ons weet nie wat om te verwag volgende nie. Ons weet nie wie die is, wat vir ons gaan sorg nie. Ons weet nie. Vraag is, hoe gaan ons reageer? Gaan ons toelaat dat die krag van verandering
ons in 'n nuwe dimensie van oorwinning in God lei, of gaan ons agteroor sit en krepeer, tot niet gaan, omdat ons vir God kwaad is, dat die spyt opgeneem